Ek sê goeiemôre vir al die inluisteraars. Ons tema vanoggend is vryspraak deur geloof. Ons lees saam uit Galasiërs 2 vers 16. Lees saam met ons Galasiërs 2 vers 16. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Ek wil teruggaan na hierdie. Let op die interessantheid wat hulle praat van Jesus Christus en Christus Jesus. Want wanneer daar gepraat word van Christus Jesus, dan kom die klem na hom as Christus. Anders wanneer daar van Jesus Christus word sy naam genoem. So kyk, hier praat hulle van Christus Jesus. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie. Met ander woorde, ons kan niks doen en dink as ons 'n goeie lewe leef, gaan ons hemel toe nie. Dit werk nie so nie. Maar alleen deur geloof in Jesus Christus. Met ander woorde, in hom as persoon. As ons glo Jesus het vir ons gesterf en dit aanvaar, dan gaan ons hemel toe. Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo. Met ander woorde, dat hy ons God is, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie. Omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig word nie. Nou die werke van die wet beteken, wanneer ons probeer 'n goeie mens wees, wanneer ons probeer om al die regte dinge te doen, om Bybel te lees, te bid, kerk toe te gaan, nie te vloek nie, nie te drink nie, nie verkeerde dinge te doen, te skinder of wat ook al nie, dan dis die werke van die wet. Nou sê die woord vir ons, as ons die werke van die wet probeer onderhou, gaan ons faal, want ons bly mens. Maar wanneer ons in Christus Jesus geanker is, dan sê die woord, is ons geanker in ons lewende God en gaan daar 'n wedergeboorte in ons geesmens opstaan, want ons is geanker in Christus Jesus, want hy het gekom as middelaar tussen God en tussen ons. So hierdie vers maak baie duidelik, dat ons is geanker in Christus Jesus. Ons gesels vanoggend oor die twee verbonde, die ou verbond en die nuwe verbond. Lees, ons het nou gelees Galasiërs 2 vers 16, die ou verbond. In die ou verbond het die mense in die Ou Testament, dis die ou verbond, het hulle deur werke God probeer behaag. So hulle het gepoog om godvrugtig te lewe, hulle het probeer om by al die reëls en regulasies, wat ons lees in die Ou Testament, daar is baie reëls, dat vroue mag nie dit doen nie, hulle mag nie hulle hare skeer nie, hulle mag nie sonder 'n bedekking loop nie. Ek onthou jare terug in die sekere kerke waar ons was, moes ons met hoede gegaan het. Dit was baie wetties. So die Ou Testament is wetties en dit was wette wat onderhou moes word. So nou kom ons en ons sien, ons praat van die ou verbond. Die ou verbond is die verbond van die wet, dat jy moet dit en dit en dit en dit en dit doen. So dit is 'n wettiese stelsel waarin ons partykeer mense aanmeet, as hulle nie dit en dit en dit, dan is hulle in ons oë nie gelowiges nie. Maar God dank, nou kom die nuwe verbond, die Nuwe Testament. Dit is bekend, die verbond van die werke. So die ou verbond is die verbond van die werke, en die nuwe verbond, ek het nou my verkeerd uitgedruk, is die nuwe verbond is die verbond van geloof. Ons het geloof in Jesus Christus. En die nuwe verbond is die verbond van geloof en van genade. So ons het geloof in Jesus Christus en ons stap in die genade daarvan. So as ons, wat met ons gebeur, as ons op ons sterfbed lê, dan hoop ons net te kom en te sê, Here, ek kom nie om my werke vir u te wys nie, ek staan voor u
met my hande oop om u genade te kan aanvaar. Dis die nuwe verbond. Jesus gee vir ons genade. Ons aanvaar Jesus as ons verlosser en ons saligmaker op een manier, deur ons geloof. So jy kan nie Jesus as saligmaker in die nuwe verbond in toetree, as jy nie by die punt gekom het waar jy Jesus as jou saligmaker aanvaar het nie. So om Jesus as saligmaker te aanvaar, moet jy werklik besluit neem dat Jesus is die middelaar, Jesus het gesterf vir ons sondes en daarom aanvaar jy hom as jou verlosser. Tog is daar sekere gelowiges wat nog vashak om te dink, hulle moet saam met hierdie verlossing wat God gee, moet daar ook werke gepaard gaan. Hulle moet die regte dinge op die regte tyd doen. Hulle val so vas in werke, dat hulle dink om Christen te wees, moet jy sekere beginsels toepas. Jy mag nie gremering dra nie, jy mag nie 'n langbroek dra nie, jy mag nie vloek nie, jy mag nie drink nie, jy mag nie skinder nie, jy mag nie dit, verstaan? Dis die vlees, die werke van die vlees. Wanneer ons in die vernuwe verbond ingaan, dan kom Jesus en hy sê, hy maak ons vry van al hierdie dinge. Hy kom in al wat hy doen, hy skenk sy seun Jesus Christus as ons verlosser en meester, wat ons kan aanvaar en dit alleen gee vir ons die verlossing en die vrymaking in hom. En omdat party mense dink, hulle moet nog werk vir die Here, hulle moet vir die kerk werk, hulle moet vir die Here werk, is hulle so gefokus op werke, dat hulle eintlik nie werk aan 'n verhouding met Jesus Christus nie. En die verhouding met Jesus Christus is die kern wat ons saligheid laat beerwe. As ons besig is met werke, dan beroof dit ons van daardie vrede wat die Bybel van praat, wat alle verstand te bowe gaan. Daardie vrede wat in ons kom lê in Jesus Christus. Die dag wat jy Jesus as jou verlosser en saligmaker aanvaar, dan kom lê daar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En daardie vrede maak dat ons vry is in Jesus Christus. Dan bou ons 'n verhouding met hom en het ons 'n binnevrede. So ons vrees nie die dag van môre nie, want ons het 'n binnevrede dat die Here sê, ek is met jou, ek is in jou, ek is om jou, ek is by jou. So ons is omring van die binnevrede van Jesus Christus. Omdat ons omring is van sy binnevrede, het ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, want ons vrede is gesetel in Jesus Christus, ons saligmaker, wat gekom het, sodat ons hemel toe mag gaan, maar ook vryspraak kan kry van sonde, en 'n binnevrede mag geniet, dat wie ons ook al is ons aanvaarbaar vir God, op grond van Jesus Christus. Ek lees vir julle Galasiërs 3 vers 11. Galasiërs 3 vers 11 verklaar die volgende: en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie. Met ander woorde, nou kom Galasiërs 3 vers 11 en sê vir ons, party mense sê, as gelowige moet jy dit doen, jy moet in hierdie kategorie val, jy moet gereeld Bybelstudie doen, jy moet gereeld bid, jy moet lank genoeg bid, jy moet oggend en aand kerk toe gaan, jy moet jou tiende vir die kerk betaal, jy moet na die armes en die behoeftiges kyk, jy moet eer jou vader en jou moeder, die vrou moet haar man onderdanig wees, die man moet eerbaar lewe, moet. Nou kom hierdie vers, Galasiërs 3 vers 11, en sê dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie. In ander woorde, die Here, ja, God wil hê, ons moet gehoorsaam wees, maar hy is nie wetties nie. Nou kom hy, want die regverdige
sal uit geloof lewe. So al wat God van ons vra, is my kinders, ek gee vir julle die woord, ek gee vir julle die kennis, ek gee vir julle die Heilige Gees, sodat julle geregverdig voor my kan staan. Ons kan regverdig voor God staan, want die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sondes. Daarom mag ons regverdig voor God staan. En ook op grond van dit wat Christus gedoen het, mag ons 'n verhouding met God die Vader, drie-enig hê, met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, op grond van wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Het ons nou vryspraak by God? Kan ons 24 uur van die dag na God toe nader op grond van wat Jesus vir ons gedoen het, en het ons daardie vryspraak in algehele oorgawe na God toe. Kom ons kyk na Galasiërs 3 vers 2 tot 6. Galasiërs 3 vers 2 tot 6. Dit alleen wat ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van geloof. Nou die werke van die wet sê, ek doen dit en dit en dit en dit. Dan geloof, die prediking van geloof is geloof dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het. Is julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Het julle nie verniet so baie gelei? As dit maar verniet was, hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van geloof? Net soos Abraham in God geglo het, is dit hom tot geregtigheid gereken. Wat sê hierdie vers vir ons? Dit sê vir ons dat ons is vry in God. Ons is eintlik 'n unieke genade wat God na ons toe bring, dat ons onvoorwaardelik na God toe kan gaan. En in die Ou Testament moes hulle die regte dinge doen. Ek onthou, ek het een keer in 'n boek gelees, dat hulle in die Ou Testament mag die mans het rokke gedra, en hulle mag nie gehardloop het nie, want as hulle gehardloop het, dan het die rok opgelig, en dan het hulle bobene gewys, en dan is hulle onheilig. So in die Ou Testament was daar soveel totaal onbenullige wette, dat 'n man stemmig moet loop, sodat hy heilig kan wees. En rituele en goed, nou kom God en hy sê, hierdie dinge is onnodig, vat net vas, dat ek my kind vir julle gestuur het, vir vrymaking, dat hy jou sondes vergewe, en dat jy in hom meer as oorwinnaar is. Die nuwe verbond behels slegs soenverdienste in Jesus Christus. Ons verdien niks. Dis 'n soenverdienste in Jesus Christus. Ons word nie geregverdig op werke nie, maar deur ons geloof in Jesus Christus. Nou kom 'n interessante ding, deur hierdie geloof aanbid ons die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want God is 'n drie-enige God. En wanneer ons na hom toe nader, dan nader ons na die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want dit is die drie-eenheid wat ons versterk, wat ons bekragtig, wat ons help om die mens te wees wat ons in hom is. Romeine 15 vers 13 verklaar, dan word die gelowige gevul, wanneer ons vashou aan die drie-eenheid, dan sê die woord, word ons gevul met hoop, blydskap en vrede. Nou dit is vir my die groot verskil van die Ou Testament na die Nuwe Testament. As ons in die Ou Testament lees, dan lees ons van die profete, van hoe hulle moedeloos soms was met die volk, hoe hulle moedeloos in omstandighede was. En as ons in die Nuwe Testament kom, dan kom die Here en hy sê, deur Jesus Christus het ons hoop. Ons het hoop in ons harte, ons het hoop op die wederkoms van die Here, ons het hoop as ons te sterwe kom, gaan ons hemel toe, ons het hoop oor die dag van môre, ons het hoop oor ons liggaam, dat God sê, hy sal ons liggaam in stand hou, deur die krag van Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons het hoop in ons harte,
Die woord sê, ons hoef nie te bekommer oor die dag van môre nie, want ons het hoop in ons harte. Ons het hoop op genesing, ons het hoop oor oorwinning. God gee ons hoop, daar lê hoop in ons, wanneer Jesus en die Heilige Gees in ons is, dan het ons hoop. Saam met die hoop, sê die Vader, gee hy vir ons blydskap. As daar een iets is wat ek baie keer, as ek tussen 'n groep mense is, kan ek die Christene vir jou so uithaal. Bloot, oor die uitdrukking op hulle gesigte. Want hulle het 'n vreugde in die Here. Die Here sê hy gee ons blydskap. Ek sien dit op Christene se gesig. Wanneer jy die Heilige Gees toelaat om beheer van jou lewe te neem, wanneer jy gevul word met die Heilige Gees, wanneer jy doping met die Heilige Gees ontvang, dan lê daar blydskap in jou. Ek sien die blydskap op die mense se gesigte. Ek kyk baie keer, as ek so by 'n funksie kom, dan dink ek, Here, hoe groot is U? Ek sien die blydskap van die Here op die mense se gesigte. Hulle loop met 'n, wat die woord sê, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Want wanneer jy in God geanker is, gesetel deur die kruis van Jesus Christus, lê daar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan in jou hart. Hoekom? Wat 'n vrede! Die vrede dat jy weet jy's kind van die lewende God. As jy te sterwe kom, gaan jy hemel toe, na jou Vader toe, op grond van wat Jesus Christus gedoen het. Dit gee 'n vrede in jou hart. En vir my 'n vrede om te weet, die Here sê, bekommer jou nie oor die dag van môre nie, want die woord sê, die Here sê, ek is ook in jou dag van môre. En dit beteken vir my baie keer so baie, om te weet dat die Here is in my dag van môre. Ek hoef nie te bekommer oor môre nie. Die Here is in my dag van môre. Ek moet hom vertrou daarvoor. Dan sê hy gee vir ons hoop, hy gee vir ons blydskap, en dan die belangrike ding, hy gee 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wanneer die Here vir ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, beteken dit, wat se vrede is dit? Is 'n vrede wat ons het, dat die Here is ons verlosser, ons is op pad hemel toe. Ek hoef nie die dag van môre te vrees nie, want God sê, ek is in jou, ek is met jou, ek is om jou. Ek omring jou. Ek is Gees, ek is met jou. Ja, ek vul jou met my Heilige Gees. So dan kry ons daardie vrede wat ons dra, deur watter situasie ook al. Tog is daar gelowiges wat dink, hulle moet vir die Here werk om vir God aanvaarbaar te wees, dat hulle moet vasval in werke. So jy kry mense wat verskriklik besig is om die armes te voed, om welsyn te doen, om die evangelie te verkondig, om plakate uit te gee, om strooibiljette uit te gee, om te werk vir die Here, is prysenswaardig, loof die Here, want God wil hê, ons moet die woord versprei. Maar as jou mikpunt is om deur werke in die hemel te kom, dan is jou motief verkeerd. God sê, kry Jesus Christus in jou hart, weet wat wedergeboorte is. As jy weet wat wedergeboorte is, sal in jou van self lê die begeerte van werke, om goed te doen aan ander, om uit te reik na ander, om bekommerd te wees oor 'n verlore gaande wêreld, om bekommerd te wees of jou geliefdes die Here ken, om vir hulle te bid, om vir jou land en vir jou leiers te bid, dan val al hierdie goed in plek. Maar werke alleen gaan ons nie in die hemel bring nie. En soms het ek bewondering in 'n sin vir mense wat vreeslik hard vir die kerk werk. Daar was 'n tyd toe ek nie gewerk het nie en vir 'n ruk by die huis was, terwyl ek studeer het vir predikant, toe was ek nou losser. En toe die kerk my gebruik om vir begrafnisse broodjies te maak. Ek het toe broodjies gemaak, maar dit by my ore begin uitpeel het. Want elke keer bel hulle en hulle bestel net toe broodjies, en dan kom ek met skinkborde toe broodjies. Laat ek naderhand sê, Here, kan ek nie maar liewer gebel word en gevra word kom bid nie. Want ek sal dit eerder graag wil doen as toe broodjies, alhoewel ek verstaan mense het toe broodjies by begrafnisse nodig.
Maar jy moet verstaan, dat al die toebroodjies van die wêreld het nie my saligheid beerwe nie. Die Here wil hê dat ons moet verstaan, 'n verhouding tussen ons en God drie-enig is dit wat ons saligheid bewerkstellig en wat God van ons vra. En dat die Here in werklikheid wil sien dat daar groei in ons verhouding met hom kom. Ons kan nie tot bekering kom, en nou het ons tot bekering gekom, nou ken ons die Here, ons is gewederbaar, en ons is vervul met die Heilige Gees, en nou staan ons stil. God wil groei sien, hy wil ontwikkeling sien, hy wil sien Bybelstudie, hy wil sien dat jou gebedslewe ontwikkel, hy wil sien dat daar ontwikkeling en groei plaasvind, want ons word 'n plantjie wat nat gegooi word, wat groen word, wat ontkiem en groei, maar God soek op die ou einde die volmaakte plant, dit wat hy jou gemaak het om te wees. En dan wil ek vandag regtig sê, dat daar is 'n roeping op elkeen van ons se lewe. Elkeen het 'n unieke roeping, en elkeen se roeping verskil, en dat ons moet werklik ernstig by die Here hoor, Here, wat is my roeping? Die Here kan nie van almal predikante maak nie, hy kan nie van almal maak om strooibiljette te gaan uitgee nie. Die Here kan dalk net vir jou 'n spreekbuis maak, om daar waar jy in jou binnekring is, sy lig te laat skyn. Daar waar jy is, moet jy sy lig laat skyn. As hy jou wil gebruik as 'n mondstuk, dat jy 'n mondstuk is. Dat jy, wanneer die Here vir jou sê, praat, dat jy sal praat. As die Here vir jou sê, wys my liefde. Ek ken 'n vrou. Ek dink sy het die gawe van liefde in oormaat ontvang. Want sy, as jy vir haar kyk, dan sien jy, beleef jy God se liefde. Sy omarm jou in God se liefde. Sy straal dit net uit. En ek besef, sy het 'n liefdesbediening. Partykeer wens ek het dit gehad, maar almal het nou nie 'n liefdesbediening nie, maar God het nodig dat ons almal sal werk in dit wat God vir jou ingeroep het om te wees. Want sommige is ook daar wat bemoediger is. Ander is daar as teregwysers wat die pad aanwys. Ander is daar as ondersteuners. Anders is daar as medeloper wat jou hand vat en sê, ek loop hierdie pad saam met jou. As jy siekte het, sê ek sal hierdie pad saam met jou loop. Wat jou roeping is, vra die Here, Here, wat vir die hier en die nou is my roeping? Want ons moet ook verstaan, ons roeping verander. Soos ons geestelik groei, verdiep ons groei in die Here, en wanneer ons groei in die Here verdiep, dan sê die Here, jy's nie meer nou 'n kind nie, nou is jy volwasse in die Here, dan gee hy vir jou 'n volwasse taak om te doen. So ons moet as gelowige, wanneer ons groei, vir die Here vra, Vader, as ek gepromoveer het, wys my, wat is die nuwe taak wat U op my hart plaas? Wat wil U vir die hier en die nou hê moet ek doen? Die Here praat met my skielik, kom lê hy by my, so sterk op my hart. Daar's een gawe wat ons nie regtig toepas genoegsaam as gelowiges nie. En dit is die gawe van intersessie, van bid. Ons bid nie genoeg vir God se koninkryk nie, ons bid nie genoeg vir ons kerk nie, ons bid nie genoeg vir ons familie nie, ons bid nie genoeg vir die mense wat die Here op ons hart plaas nie. Want baie van ons kan nie uitgaan en die evangelie bring nie, maar jy kan 'n intercessor in jou kamer wees en intree vir ons land, vir ons volk, vir ons leiers, wat ons bitter nodig het. En dan sê ek, kom ons bid ook vir leiers van Amerika en van ander plekke, dat die Here hulle kragtig kan gebruik, dat ons intree vir ons wêreld. As ek kyk wat in ons aangaan, die Here het nou so sterk op my gelê, word 'n intercessor, vra Here, wat moet ek vandag oorbid? Hoor elke dag, wat lê vandag op God se hart wat jy voor moet intree, en begin altruïsties, wyd bid, want God het
respek vir iemand wat altruïsties kan bid, want ons is so egoïsties, ons bid net vir onsself, vir me and my and myself. En God wil sê vandag, kom my kinders, kom bid altruïsties, kom bid wild, los jou egoïsme, los hierdie me, my and myself, en kom vra, Vader, vir wie wil U moet ek bid vandag? Vir watter land, watter volk, watter leiers, vir wie in ons leierskort wil U hê, moet ek bid? Is daar iets is wat ek sien, dat baie gelowiges God eintlik op 'n afstand dien. Hulle doen alles reg, hulle lees Bybel, hulle bid, hulle gaan kerk toe, maar hulle dien die Here op 'n afstand. Dis nie 'n persoonlike verhouding nie, dis 'n afstandverhouding. Hulle doen al die goed op 'n afstand wat reg is, maar 'n afstandverhouding. Dit is soos toe ek op universiteit was en my man in Natal, ek in Bloemfontein gebly het en my man in Natal gebly het, of ons het 'n afstandverhouding gehad. Hy het geweet ek is daar en ek het geweet hy is daar, maar dit was 'n afstandverhouding. En die Here wys my dat baie gelowiges val vas in 'n afstandverhouding. Jy weet God is daarbo, en Jesus Christus en die Heilige Gees is daarbo, en ons is onder, maar ons laat toe dat daar 'n afstand tussen ons en die Here kom lê. Hoekom kom 'n afstand? 'n Afstand kom om twee redes. Die een is dat jy nie na 'n dieper verhouding met die Here soek nie, en die ander rede is sonde. Want sonde bring afstand tussen ons en die Here. En wanneer daar afstand gekom het, moet jy die Here vra, Here, wat staan tussen my en U, sodat daar afstand tussen ons gekom het. Ons weet, in die nuwe verbond, word ons geregverdig voor God, deur Jesus Christus. So nou kan ons weet, as ons te sterwe kom, en ons kom te staan voor die troonkamer van God, sê die woord, het ons niks om op te roem nie. Ons kan net roem op wat Jesus Christus vir ons moontlik gemaak het. So Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. So ons roem lê in hom. Niks in werke, niks wat ons doen nie. Maar omdat ons 'n verhouding met God het, het ons 'n begeerte in ons hart om vir hom welbehaaglik te wees en vir hom te werk en vir hom te getuig en die evangelie te versprei, omdat in ons lê 'n krag wat sterk is, wat wil uitbrei na buite, wat vir God welbehaaglik wil wees. Dan kom God en hy vul ons, wanneer ons daarom vra, met sy Heilige Gees. Dit is vir my interessant, dat die Heilige Gees, ons ontvang die Heilige Gees, wanneer ons tot bekering kom, maar dat ons daagliks moet vra, Vader, dat U Gees moet kragtig maak in my lewe. Ons moet erkenning gee aan die Gees, want dit is die Heilige Gees wat ons kragtig maak. Ons sien die eerste verbond het gefokus op die vlees, alles wat hulle doen. Die Israeliete moes al die wette onderhou, hulle het baie wette gehad wat hulle moes onderhou, soos wat hulle getrek het deur die woestyn, moes hulle aan al die wette voldoen. Die tweede verbond funksioneer ons onder die Gees, die Heilige Gees. Romeine 15 vers 13 sê, maar God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. So wanneer ons in Jesus geanker is, lê daar 'n hoop in ons, 'n hoop op die wederkoms van Jesus, hoop op die weersiens van Jesus, hoop op vergifnis van sondes, hoop dat ons God welbehaaglik sal wees. Al maak ons nie staat op eie insigte nie. Ons weet, ons genade, ons vertroue lê in God geanker. Daarom is ons geanker in God, want dan deur die Heilige Gees bekragtig hy ons en maak hy ons sterk in hom. En dan, wanneer ons geanker is in God, maak hy ook ons ore oop, sodat ons die stem influistering van die Heilige Gees kan hoor, maar dat ons ook die stem van die Heilige Gees kan hoor, as ons God nie welbehaaglik is nie. So dit word 'n kommunikasie van bo na onder, van onder na bo, wanneer ons geanker is
in die Here. As kinders van die lewende God, het ons elke dag, elke oomblik, vrymoedigheid om na God se troonkamer te nader. Ons hoef nie vir oggendstilte te hou en vanaand stilte te hou nie. Ons hoef nie sekere tye te dit nie. Ons kan een oomblik stil word voor die Here en ons is dadelik ingeskakel. En dit is dit wat vir my as gelowige, as in die nuwe verbond, dat ons hoef nie na 'n kerk te gaan en nagmaal te gebruik en sekere rituele te doen om te kan bid en dit nie. Ons kan net 'n oomblik stil word en bid tot God en God gee vir ons daai vrymoedigheid om tot die Vader te nader. En dat ons dan daardeur ook kan weet, op grond van Jesus se soenverdienste, kan ons met vrymoedigheid na God toe nader, want die Here sê, nader tot my. Wat sê hy dan verder? En ek sal tot julle nader. So, dit is interessant, God nader nie eerste nie. Hy sê, nader tot my, en ek sal tot julle nader. So, jy moet toetree na God toe, en God sal toetree na jou toe. Dan kom die kruis, en op grond van die kruis van Jesus, wat ons sonde weg was en ons skoonmaak, word ons omvou met God se liefde. Ek voel partykeer as ek bid, dan is ek so bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, so bewus van God se krag om my, dat ek hoendervleis baie keer kry, dat ek so God se teenwoordigheid voel, en by my, hoe sê hulle op my, kry ek altyd hoendervleis, wanneer ek God se teenwoordigheid voel, dan weet ek, God is hier teenwoordig, God is in my, met my, om my, hy is hier teenwoordig, want God sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hy sê, kom na my toe, en ons gaan na hom toe, op grond van wat Jesus aan die kruis gedoen het, en dan sê God, is ons vrygespreek. So ons hoef nie te kom en te sê, Here, ek is verskriklik jammer vir, ja, ons moet sondebelydenis doen, maar ons kan met vrymoedigheid nader en bely dat ons is mens en ons doen sonde, maar ons mag na die troon van genade gaan met groot vrymoedigheid. Ons lees in Hebreërs 4 vers 10, dat diegene wat God se rus ingegaan het, ander woorde, wanneer gaan ons God se rus in? By wedergeboorte. Dan gaan ons God se rus in. Nou sê hy, dat diegene wat God se rus ingegaan het, hoor nou, self ook rus in die Here. Want hulle weet, dat hy, as ons Here God, is in beheer van ons lewens. Vir my 'n goddelike vers. Ek gaan hom weer lees, luister hom mooi. Ander woorde, jy hoef nie te worry oor die dag van môre nie, want God is in beheer. Hy sê vir jou, hy is in beheer van die dag van môre. Hoor hom. Dis Hebreërs 4 vers 10, dat diegene wat God se rus ingegaan het, wat God aanvaar het as verlosser en saligmaker, deur sy seun Jesus Christus, self ook rus in die Here. So jy bekommer jou nie oor die dag van môre nie. Jy gaan in God se rus in die wete, God is in beheer. Al sien ek die kerk soos hy lyk, dan is ek in God se rus, want God is in beheer. God weet wat hy doen, en God weet wat hy doen. Jy gaan in sy rus, want hy is in beheer van jou lewe, en ook in die luisteraar se lewe. God self ook in die rus van die Here, ons gaan in die rus van die Here, wat die Here sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. So, bring jou bekommernisse na die Here toe. En hy sê hier in Hebreërs 4 vers 10, kom in my rus. Die Here sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hier sê die God, sal self ook in die rus van die Here gaan, want hulle weet dat hy as ons Here God is in beheer van ons lewens.
Nou, watter wonderlike vers. God is in beheer van jou lewe, van my lewe, van ons lewe. God is in beheer van ons lewe. So, omdat ons weet hy is in beheer, gaan ons in sy rus. En wanneer ons in sy rus is, hoef ons nie te bekommer oor die dag van môre nie, want ons gaan in sy rus. So, ons bly in kontak met God. God sê nie sit agteroor en doen niks van jou kant nie. Kom in 'n verhouding met God, leer ken God, kom in sy woord, bid tot God, bely jou sondes, kom in 'n regte verhouding met God. Wanneer jy in 'n regte verhouding met God is, dan sê hy kan jy in sy rus ingaan, want hy is in beheer van ons lewe. Daarom hoef ons nie staat te maak op eie krag, eie sterkte, of eie inisiatief nie, maar volkome op die Here te vertrou. Dit is vir my amper die sleutel tot Christendom, is om op die Here te vertrou oor die dag van môre. Dis die sleutel van Christendom, om op die Here te vertrou oor die dag van môre. Ten slotte, die seëninge van die verbond is tot ons beskikking. Anderswoorde, ons as gelowiges, sê die woord, hierdie verbond wat God aangegaan het, dat hy ons nooit sal begewe, dat hy ons nooit sal verlaat nie, dat hy ons God is, dat Jesus ons middelaar is, dat God ons sondes vergewe op grond van wat Jesus gedoen het. Nou sê die woord, die seëninge van hierdie verbond is tot ons beskikking, omdat God aan ons sy Heilige Gees gee. Hy skenk dit aan ons om ons helper in hierdie lewe te wees. Hoe weet ons of God met ons is? Is deur die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat ons wederbaar. Dis die Heilige Gees wat vir ons op ons arms goesvlees gee, wat vir ons bewus maak, wat in ons praat, wat ons herinner as ons sonde gedoen het, wat ons blymoedigheid gee, wat ons vrede gee, wat ons rustig en kalm maak, wat ons die moed gee om aan te hou, wat ons help om nie te bekommer oor die dag van môre nie. Prys die Here vir die krag van die Heilige Gees, wat in die gelowige se lewe inwerk, wat jou bemoedig oor die dag van môre. Dan word ons meer as oorwinnaars deur Christus, wat ons krag gee. Amen. Dankie Abba Vader, dat ons meer as oorwinnaars is, deur Christus wat ons krag gee. Dankie Here, dat U in ons woord sê, dat ons nie hoef te bekommer oor die dag van môre, as ons geanker is in U nie. Dankie dat U deur die Heilige Gees vir ons 'n helper stuur, dat U ons dra, dat U ons verkoop, dat U ons omring met U liefde, en dat ons daarom geanker kan wees in U as God die Vader, deur U Seun, Jesus Christus, en dat ons omring word deur die krag van die Heilige Gees. Ons prys U naam daarvoor. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.